julle, baie welkom by 'n volgende kleingroep materiaal sessie. Vandag gesels ons 'n bietjie verder oor gebed en ons is steeds besig met die Moving Inward, Seeking the Transformation We Need gebede. Laasweek het ons gesels bietjie oor die eenvoudige gebed, net daar waar ons God ontmoet in die gewone, die mundane, daar waar ons lewens saam toe vat en met hom praat oor ons hurts en ons hang-ups en ons vreugdes, ons angs, familievreugdes, familiedramas en als tussenin, met die oog op transformasie en die vertroue en die wete dat God belangstel in ons lewens, in ons emosies, selfs in ons donker gedagtes, want is juis in gebed, daai gewone eenvoudige gebed, waar ons alles met hom deel en waar hy steeds ons gedagtes en ons lewens transformeer. Nou vandag gesels ons oor die gebed van trane, wat ook deel maak van die Moving Inward, Seeking the Transformation We Need gebede. Hoor wat sê Richard Foster, die boek waarmee ons besig is oor wat presies dit beteken. Hy sê, what is the prayer of tears? It is being cut to the heart over our distance and our offense to the goodness of God. It is weeping over our sins and the sins of the world. It is entering into the liberating shocks of repentance. It is the intimate and the ultimate awareness that sin cuts us from the fullness of God's presence. En dis waar ons huil, dis die gebed waar ons huil oor ons sonde en oor ander se sonde. As jy die boek van Romeine dalk onlangs gelees het, sal jy baie vinnig iets interessants agtergekom het. Paulus praat byna glad nie oor die Satan, oor die duiwel nie. En ons kan so maklik soos 'n klomp mense gereeld verwys na die Satan wat my in die versoeking gebring het en toe sondig ek. Of ons gee baie maklik vir die Satan die skuld wanneer ons sondig. Maar Paulus sê wel in Romeine 1 vers 20 tot in Romeine 7 vers 19, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Gaan lees ook Romeine 1 vers 20 tot 24 wat 'n bietjie meer hieroor sê, waar Paulus eintlik sê, die mens se hart is bedrieglik. Ons sien nie dat die probleem ons harte is nie. En Romeine is eintlik Paulus se mees sistematiese evangelie uitleg en hy wil vir ons hier wys, die probleem is universeel. Niemand kan die Satan blameer vir sonde wat ons doen nie, en selfs godsdienstige mense het vernuwing in hulle hart en gedagtes nodig. So die brief van Romeine dwing ons eintlik om te sê, die Satan is nie die hoofkarakter nie, die probleem lê nie hoofsaaklik buite my nie, dit lê binne in my hart. En dis waar die gebed van trane kom, waar ons huil oor die toestand van ons hart. En dit is nie 'n hopelose huil nie, maar 'n huil waar ons erken, ek is 'n sondaar, ek maak droog, en ek het die Here so nodig om my te transformeer, en ek het genoeg vertroue dat hy gedurig dit doen, en dit bring vir my diep vreugde. Die Bybelskrywers het 'n woord gehad vir hierdie tipe huil, penthos, en daar's nie regtig 'n goeie Afrikaanse of 'n Engelse ekwivalent vir die woord nie, maar die woord penthos beteken presies dit, 'n gebroke hart, 'n tipe van 'n heilige hartseer, 'n innerlike goddelike rou wat 'n diep bewussyn skep van ons sonde. En die gebed van trane is nie net fisiese huil nie, dis presies dit is om tot die diepe besef te kom oor ons sonde en oor die gebrokenheid van die wêreld. In Handelinge 2 word mense so diep getref. Hoor 'n bietjie wat sê dit sommer uit die 2020 vertaling, daarvan af vers 36. Hierso staan, laat die hele huis van Israel dan verseker weet dat God hom Here en Christus gemaak het, en hierdie Jesus wat hulle gekruisig het. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref. Van die vertaling sê hulle het getreur, hulle het gehuil, en hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? En Petrus antwoord hulle, bekeer julle. Dit beskryf nie 'n intellektuele oortuiging alleen nie, maar 'n emosionele en geestelike deurdringing. En dis presies wat Foster bedoel het met hierdie woord penthos. Die reaksie is nie selfverdediging nie, dit lei direk tot bekering, belydenis en nuwe lewe. En die hele Bybel is eintlik deurdrenk met hierdie episodes van gebede en trane van die menslike hart. Dink aan Jeremia. Hy staan bekend as die huilende profeet. Hy het gereeld gehuil oor die mense se sonde. Hoor wat sê hy daar in Jeremia 9. I wish my head were a well of water and my eyes fountains of tears, so I could weep day and night for casualties among my dear people. At times I wish I had a wilderness hut, a backward cabin where I could get away
away from my people and never see them again. They're faithless, they're feckless bunch, a congregation of degenerates. Their tongues shoot out lies like a bow shoots arrows, a mighty army of liars, the sworn enemies of truth. They advance from one evil to the next, ignorant of me. Jeremia treur oor sy mense, en die psalms is net so vol trane oor sonde. Psalm 139 vers 136, my trane vloei sonder ophou, omdat die mense u wet nie onderhou nie. Dis hierdie tipe huil. En dan kom ons by Jesus. Jesus sê, Matteus 5 vers 4, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Lukas 6 vers 21, geseënd is hulle wat nou huil, want hulle sal lag. Jesus self huil oor Jerusalem, julle het dit gereeld gesien. In Lukas 7 sien ons daai vrou, wie Jesus se voete gewas het met haar trane, en oor Jesus se woorde, en hoor Jesus se woorde aan haar. Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Paulus doen dieselfde, ons kan hom ook sien in Handelinge 20 vers 31, waar hy sê, wees waaksaam, onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend, dag en nag, en baie keer met trane. So trane, hierdie gebede van trane in die Bybel, is nie 'n teken van swak geloof nie, is 'n teken van nabyheid van God. En elke keer as daar 'n belydenis van sonde was, saam met trane, het dit die mense gelei tot bekering en vreugde. So dit was nou 'n mondvol. Kom ons pause hier, pause die video hier en gesels 'n bietjie oor hierdie vraag. Hoekom dink jy is ons kultuur so ongemaklik met hartseer of hierdie tipe gebede van trane oor ons sondes? Gesels bietjie daaroor, dan gaan ons aan. So hierso is die paradoks van hierdie gebede van trane. Dit lei actually tot diep vreugde. Nou vir moderne mense klink dit heeltemal teenstrydig, maar die Bybelskrywers het gebede van trane diep vreugde genoem. Dink weer eens in die psalms, Psalm 126 vers 5 sê, wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Trane is daai ding wat my en jou hart sag maak, daai bekeringstrane. En sagte hart van bekering maak die deur oop vir 'n dieper vreugde. Die skrywers van die Bybel het 'n ander siening as ons gehad vandag. Hoor hoe het hulle dit gesien? Hoor hoe het hulle hierdie gebede van trane ervaar? The old writers, however, had a very different view. They saw it as a gift to be sought after, the chasm of tears. For them, the people most to be pitied are those who go through life with dry eyes and cold hearts. They actually called this inner heart turmoil deep joy. Hulle het mense jammer gekry wat nie kon huil oor hulle sonde en hulle gebrokenheid nie. So dink 'n bietjie hieroor en gesels hieroor. Wat dink jy verloor ons as gelowiges as ons altyd net 'n goed voel geloof en gebedslewe soek? Chat 'n bietjie hieroor. So die realiteit in die tyd behoort vir my en jou duidelik te wees. Ons het bekering nodig, ons weet dit. En die gebed van trane begin juis daar, by hierdie nederige waarheid. Ons is nie net mense wat soms sondig nie. Ons is mense wat van nature eintlik verwyderd is van God. Al is dit nie ons identiteit nie, al is ons vrygekoop deur Jesus se bloed. Ons sondes vloei uit 'n dieper probleem, die mens se bedrieglike hart. En daarom begin die Nuwe Testament met die woorde bekeer julle. En eindig die Openbaring ook met die woorde bekeer julle. Maar, en is baie belangrik, bekering is moontlik net omdat Jesus gesterf en opgestaan het. Die kruis maak die trane veilig en die opstanding maak vergifnis verseker vir my en jou. En deur hierdie gebed van trane gee ons eintlik vir God toestemming om ons sonde en die sonde van die mense rondom ons in ons kleingroepe uit te wys op 'n meer emosionele vlak van berou. So in een sin, die rock bottom realiteit van die gebed van trane is dat ons sondaars is wat transformasie elke dag nodig het. So wat is ons reaksie? Ons reaksie is bekering, daaglikse bekering. Martin Luther sê die Christelike lewe is 'n lewe van daaglikse bekering waar ons elke dag terugdraai na God toe. Soos Rudolf so 2 weke gelede in sy preek gesê het, waar ons hartsbegeertes belyn met God se hart en die gebed van trane help ons daarmee.
Hoor so hoe mooi sê Psalm 51 vir ons 'n gedeelte oor presies hierdie waarheid. Psalm 51, ek gaan net so 2 versies vir ons lees, vers 18 en 19, daar staan, 'n offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is verontmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Daar hoor julle dit. God soek nie 'n offer nie. Hy soek jou hart. Hy soek jou hart wat breek oor dit wat jy aanvang, oor die sonde wat jy het, en hy gaan met oop arms jou ontvang en sê, ek vergewe jou. So gesels bietjie oor wat jy tot hier toe gehoor het en alles waaroor ons gepraat het in hierdie 2 verse van die Psalm, en dan gaan ons verder. So kom ons raak 'n bietjie prakties. Hoe bid ek hierdie gebed van trane oor berou en bekering? As vir jou 4 stappe. Die eerste stap, ons vra. Bekering is 'n gawe. Dis nie iets wat ek en jy produseer nie. Ons vra eenvoudig en nederig, Here, gee my 'n sagter hart. Julle ken daai liedjie Hosanna wat ons so gereeld sing, waar ons die woorde sing, break my heart for what breaks yours. Vra die Here, Here, breek my hart. Nie net vir dit wat daar buite is en mense wat my seermaak nie, maar ook vir dit in my eie hart wat u hart breek, wat nie vir u aanneemlik is nie. Stap 2, ons bely. Sonder verskonings, sonder om die duiwel die skuld te gee, sonder selfverdediging, net eerlikheid. Ons bely ons harte is bedrieglik. Ons is hardkoppig oor sonde, veral oor daai gewoonte sondes. Hoor wat sê Foster, hy sê dit so mooi vir my hierso in hierdie teksgedeelte. Paul's shocking declaration is, wretched man am I. And I say, this is the cry of a mature Christian longing for the spirit of repentance. Hy sê, ek en jy moet eintlik so bely om te weet, ek is so 'n messed up gelowige. En dis eintlik die reaksie van 'n volwasse gelowige. En dan is die stap 3 wat eintlik uit hierdie gedagte uitvloei is ons ontvang God se vergifnis. God vergewe, hy was ons skoon. Hierdie teks wat ek eintlik nou gelees het, hierso is hy dalk 'n bietjie meer volledig. Romeine 7 vers 24 sê, ek elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Met ander woorde, hy hardop ons tegemoet, soos die storie van die verlore seun, die pa wat wag en wag vir ons om terug te kom huis toe. En ons herinner mekaar, vergifnis is nie 'n gevoel nie, dis 'n belofte van die Here. En ons rejoice van vreugde oor hierdie waarheid en ons ontvang die Here se vergifnis. En dan die laaste stap wat hier uitvloei, is ons bly gehoorsaam. 'n Vergifnis roep altyd ons tot verandering. En dis hoekom hierdie gebed onder transformasie val. Hoor wat sê hy, dis die laaste stukkie wat ek vir julle lees vir vandag. Hoor wat sê hy. Hy sê, fourth, we obey. It's not enough to ask God for a heart soft and broken where there is space for repentance. It is not enough to confess freely and openly our many offenses. Embedded in the word of forgiveness is the call to obedience. Ek en jy kan nie net die Here se vergifnis geniet en daarvoor vra nie. Ek en jy moet gehoorsaam wees aan dit waartoe hy ons roep. Dit beteken ons laat hom toe om ons te transformeer. Dit beteken ons maak reg wat ons verkeerd gemaak het. Ons tree anders op. Ons leef, ons dink en ons praat nou anders. Daarom is gehoorsaamheid 'n belangrike deel van bekering. En dit lei ons tot 'n diepe vreugde in die Here. So dalk net sommer vra vir jouself, jy hoef nie nou daaroor te gesels nie, maar wanneer laas het jy so gebid? En dan dalk sommer net so 'n bietjie bemoediging terwyl ons besig is om af te sluit. Ons weet almal huil nie maklik nie. Ons het verskillende persoonlikhede. So party mense huil dalk amper nooit nie. En Foster sê dit in sy boek so duidelik, hy sê, droë oë beteken nie harde hart nie. Jy hoef nie fisies te huil om hierdie regtige jou hart voor die Here te gaan neerlê nie. En John Chrysostom help ons eintlik net so bietjie met hierdie gedagte beter. Hy sê, the fire of sin is intense, but it is put out by a small amount of tears. Net met berou en bekering, nê? For the tears put out a furnace of faults, and it cleans our wounds of sin. Met ander woorde, dit transformeer ons. Dis nie nodig dat daar trane is nie. Dis net 'n eerlike nederigheid waartoe ons na die Here toe kom. En soms vra ons hom net, dalk met trane in ons oë, partykeer nie, en ons sê net, Here, wees my sondaar genadig, transformeer my gedagtes en vergewe my sondes. En dit is ook genoeg.
So dink 'n bietjie hieroor en julle kan sommer nou lekker saam afsluit met hierdie gedagtes, bid saam en bid ook spesifiek hierdie bekeringsgebed nou saam. En dan moet julle 'n ongelooflike week hê, blessings, ons sien mekaar gou weer. Totsiens.